Goeiemiddag, hier op hierdie dinsdagmiddag, het ek vir Herman Lombard weer in die ateljee. Hy het gisterand op die live show het hy gepraat oor die kwessie van die perde in Beaufort Wes. En hy het nou vandag baie navraag gekry daaroor en so. En toe vra hy vir my of ek nie daai stuk wat ek doen het gisterand kan uitsny nie. Toe sê ek van nee, kom ons rekord liewers iets niets van vooraf spesifiek vir die perde. So ek het vir Herman nou weer in die ateljee en hy gaan met ons gesels oor sy ervaring en waarnemings met die perde in Beaufort Wes. Welkom Herman. En ja. Nee, ek het geluister na jou storie gisterand en soos ek jou gesê het, ek het 'n redelike geskiedenis met perde. Perde is vir my 'n baie spesiale ding, jy weet. Ek het toe die tyd hierdie grond van my gekoop het, toe my kinders aan my geneek met perd, toe sê ek, nee, ek gaan dit nie doen nie. Punt nommer 1, eerste ding is, julle gaan nie die perde versorg, so hulle versorg moet word nie. Ek weet dit. En die tweede ding is, die perde gaan baie geld kos, want hulle vreet baie kos hoor. 'n Perd is nie soos 'n bees nie. Hy moet die hele tyd vreet. En julle gaan die perde verwaarloos en dan gaan ek met die perde sit en dit gaan nie vir my werk nie. In elk geval. Herman, vertel vir ons, wat het jou getrigger om jou aandag aan hierdie kwessie te gee? En dan kan jy vir my sê as ek vir jou die foto's moet begin wys. Die vloer is joune. Colleen, dankie vir die geleentheid en dankie dat hierdie is 'n kwessie wat my verskriklik diep aan die hart lê en ek kan nie glo dat enige mens moet wreed wees teenoor ander mense en wreed wees teenoor ander lewende diere en wesens nie. Dit maak nie vir my sin nie. Ek verstaan nie waarom moet wreedheid deel van die mense bestaan wees nie. Veral as die mens homself verwaand sien as 'n persoonlike net ondergeskik aan 'n hemelse wese. Nou, ek kan nie dink dat hemelse wesens sulke goed sal doen nie, maar in elk geval die mens is in sondigheid gebore en met God se genade. So hierdie goed pla my en ek is so bly dat hierdie tipe van gesprek mense aktiveer om betrokke te raak en om onreg soort van uit die weg uit te ruim, want weet jy wat, dis soos 'n plaasmoord. Daai arme mens verdien dit nie om vermoord te word nie, hy verdien dit nie om getraumatiseer word nie, hy verdien dit ook nie om aangerand en aangetast te word nie. En dieselfde met diere, ek kan nie dink waarom moet ons dit doen nie, ons het ons nie so, ons leer mekaar om respek te hê vir mekaar en vir diere en lewende wesens en ons kyk na die skrif en ons kyk na die woord. En perde en honde wat my aanbetref, is God se gawe vir die mens om as draers en as vriende in die wêreld in te kom. En 'n hond pas ons op. Hy is bly en hy gee vir ons liefde en hy gee vir ons passie. En 'n perd, glo dit vir my is baie dieselfde. Ek het gesien hoe perde baie liefderik en baie liefdevol is met mense en hoe hulle mense akkommodeer om met hulle te doen net wat hulle wil. Hulle kan hoewe slaan, hulle kan hulle roskam, hulle kan doen net wat hulle wil en dit is eintlik daai interaksie teen die dier en die mens wat eintlik jou voeding vir jou siel gee, vir die mens se siel. En ek verstaan nie hoekom moet mense wreed wees met diere nie, dit maak nie vir my sin nie. Maar ek het hier afgery Kaap toe en ek het daar gaan werk en kliënte gesien en teruggekom. En in Beaufort Wes het ek waarnemings gemaak wat my gesidder het tot in my diepste wese. En dit is waar daar, noem het nou maar lokasieperde as jy wil, noem het squatterkampperde as jy wil, noem het blikkiesdorpperde. Maar waar daar perde deur die plaaslike gemeenskap gebruik word om vir hulle sekere funksies te doen en sekere goed, maar waar hierdie gemeenskappe daai perde tot in die grond toe dryf. En as jy nou die eerste foto wat jy het, waar jy, ek weet nie wat se prent het jy daar nie, maar daar is nou 'n Mary wat 'n vil het, wat so swak is dat sy nie kan opstaan nie.
En noodloos om te sê daai filletjie kan nie drink nie, hy kan nie voed nie, hy kan niks doen nie. En hier is nou waar aksiegroepe ingespring het om hierdie perde te help en te red. Maar dis 'n tragedie. Ek gaan nou vir jou 'n wonderlike foto en openbaring van hierdie spesifieke merrie wys na 4 dae. Maar die slotsom is, ek het agtergekom dat hierdie perde nie, kyk daar staan daai merrie, sy moet regop gehou word. Daar's ouens aan die ander kant van haar wat haar regop hou, dat die ou vul net kan 'n bietjie melk kry. Maar ek glo sy is seker so droog, sy het geen voedingswaarde in haar nie, maar kyk hoe lyk sy. Maar die slotsom van dit, kyk daar hou hulle haar regop, dat hulle haar net kan kry, dat sy net 'n bietjie kan water suip. Maar soos ek sê, die slotsom van dit is, hier is absolute mishandeling wat plaasvind. En dis net asof dit nie die mens pla nie. En toe maak dit my besorg. Toe ek dit waarneem en ek sien hoeveel perde daar is. Kyk, daar is die ou filletjie. Kyk nou net daar, daai arme dingetjie is absoluut verwese en verdwaas. Ek weet nie wat met hom gebeur nie. Jou oogies hang en as niks ook vir my sê, daai filletjie het hoop nie. Niks. Maar kyk net daar. Absoluut verwese. Maar dit is die tipe van besorgdheid wat ek toe nou sien, en toe ek agterkom die uiterste nood wat bestaan. En hoe hierdie mense perde verniel en vernietig, want dis wat dit is. Dis 'n vernietigende proses. En as jy gaan kyk hoe hulle die perde met messe steek, en met spiese steek, kyk net daar. En dit is om letterlik 'n perd wat op sy, hy kan nie eers meer loop nie, hy is nie op sy voete dood nie, hy lê sommer net, om hom weer op te laat kom en op te staan en pyn te veroorsaak, dat daai perd moet beweeg en weer doen wat daai brede mense wou gehad het hulle moes doen. En is verskriklik. Ek kan nie toelaat en ek kan nie dink dat ek as mens sal net verby so iets ry en dit nie waarneem nie. En dan is daar perde wat in die grond ingedryf word. Daai, kyk net daar, uitgemergel, daar's niks lyf nie, daar's geen lewensbout in daai perdjie oor nie. Hy kan nie sy kop regop hou nie. En hy lê net daar. En daai gemeenskap wat so om hom staan, het nie idee wat om met hom te doen, hoe om te red nie. Vir hulle is dit nou maar net Gods water oor Gods akker. Jou perd kan nie meer nie, laat hom vrek. En dit is nou maar goed genoeg vir die mensdom. En toe ek hierdie goed waarneem, Colleen, kyk daar, hy kan nie sy kop optel om water te drink. En kyk na die wonde op hierdie perd se lyf. As jy nou kyk daar, net so dis kan die skof deur, dan sien jy is daar so 'n streep. Nou daai strepe oor hierdie perde se lywe is waar hulle rottans nie sweep maak. Ja, rottang, krabat tipe van 'n ding wat hulle maak, karwats liewer, wat hulle veg met doringdraad wat hulle so mekaar vleg. En dan gebruik hulle daai doringdraad met daai sterk dorings om hierdie perde te voeter en dat hulle tog net moet beweeg om die laaste iets reg te kry wat die perd nie kan doen nie. En dis die tragedie wat ek gesien het in Beaufort Wes. En dit het my laat besef dat ek kan nie by dit verbyry nie. Ek kan dit nie net los nie. Ek kan nie, my menswees en my gewete sal my aanval vir 'n leeftyd. Ek kan nie dink dat enige mens dit moet los nie. En ek het besluit, sommer net op die aangewing van die oomblik, ek gaan myself aanstel as 'n ambassadeur vir hierdie perde. En omdat ek nou in Beaufort Wes die perde gesien het, voel ek het toe 'n Facebook plasing gedoen en ek noem dit die perde van Beaufort Wes projek. En ek het besef dat iemand iets moet doen en ons moet aksies loods om voedingsware en voeding vir hierdie perde te kry. Maar om hulle nommer 1, ons moet hulle wegvat by hierdie gruwelike mense wat hulle in die grond in dryf en wat hulle martel en slaan met sulke noem dit nou maar swepe wat hulle sambokke wat hulle maak en of karwatse van doringdraad en hulle steek met messe en die goed in die grond indryf. Iemand moet iets doen
En in Beaufort Wes is daar 'n groepie mense wat ongelooflike goeie werk doen om hierdie perde te kry. Daar's 'n prokureur wat alles moontlik in die stryd doen om hierdie perde in die howe te verdedig. Dit word gratis gedoen. Daar's nie 'n geld wat dis net 'n liefdesdaad. En in daai proses van hierdie liefdesdaad word ure en dae omgesit om in howe te verskyn en hierdie diere in samehang met die dierebeskermingsvereniging om hierdie diere in veilige omstandighede uit te kry en in 'n plek te kry waar hulle versorging kry en waar hulle versorg word en hulle voedingsware reg te kry, maar dit word alles gedoen op hulle eie onkoste. Nommer 1, daar word gratis opgetree in die howe tot voordeel van die diere en in bystand vir die dierebeskermingsvereniging. En dan word dit verder gevat dat hierdie mense absoluut alles in die stryd werk, en dag en nag saam met hierdie perde spandeer om hulle kondisie opgetel te kry en om net weer daai dier se waardigheid te bekom. Net daar. En die dier laat hy weer sy waardigheid bekom. En daar gaan jy nou sien, daai selfe merrie wat nou daar gelê het, wat vodde in die grond ingedryf is hier na 4 dae, waar sy opstaan en vir die eerste keer na 4 dae opgestaan het, en toe sy opstaan, kyk daai filletjie lyk ook sommer asof hy nou regop kan staan en vertroue het, en hy het nou weer 'n maat teruggekry. Maar dit gaan 'n ruk vat vir hierdie perde om hulle kondisie terug te kry, en dit is nie die einde nie. Die gedagte is om 'n projek van stapel te stuur waar ons gaan en dis nie die enigste perde nie. Hierdie is gewoontevormende en nalatigheid van en misbruik en onbruik van die mens. En dit word. Ek het nou 'n vraag gekry gisteraand. Ja. Eerste vraag wat die ou so vra het is: hoekom vat die DBV nie daai perde weg by die mense nie? Hulle het die wettige magtiging om dit te kan doen. Doen hulle dit? Jy is heeltemal reg, dis die algemene verwagting, maar die DBV, net soos enige ander instansie, is finansiëel gestremd. Verstaan jy, hulle het ook nie die geriewe om daai perde te versorg nie. Hulle het nie die kapasiteit nie, so hulle het die regsbevoegdheid om in samehang met 'n regspraktisyn op te tree en daai diere te gaan verwyder. Maar nou is hulle verwyder. Maar daar's nie voedingswaarde nie, daar's nie 'n plek van veilige bewaring nie, daar's net mooi niks wat daai diere in 'n plek kan sit waar hulle gerehabiliteer kan word en waar hulle weer opgehef kan word tot 'n goeie, gesonde dier nie. So, en dis die motief, dis waarom ek besluit het om ook betrokke te word. Okay, so die groot probleem is 'n plek van veiligheid. Veiligheid, versorging, rehabilitasie, voeding, medisinale toediening. Dis wat hulle met kinders op doen, dat hulle wegvat by ouers, hulle vat na 'n plek van veiligheid toe. Presies. Wat impliseer daar waar die perde gaan daar versorg word en aangehou kan word en so. Nou wil ek weet, is daar nie van die boere in die Beaufort Wes omgewing wat 'n kamp beskikbaar kan stel waar hulle die perde kan, jy weet, want ek meen, ek dink as hulle begin om daai woonbuurt leeg te maak, gaan hulle met 'n helse klomp perde sit. Ja, nou die verantwoordelike proses is nommer 1, jy moet hierdie perd kry en hierdie dier inkry om gestabiliseer te word en weer sy kondisie op te tel, sodat hy vervoer kan word. Ek meen, vat nou daai perde wat daar lê, jy kan daai dier nie 2 of 300 km in 'n boks sit en om perde op sit en om ry nie. Ek verstaan daai implikasies. So, die plek van veiligheid is net 'n tussenstasie. Presies. Nou, die gedagte is om 'n plek van veiligheid daar te stel en om 'n tipe van 'n paar stalle te bou op 'n boer se plaas wat bewillig is of op 'n plek van goeie gesindheid te bou. Verstaan jy? En dit dan te hou as 'n veilige hawe waar hierdie perde kan ingebring word, waar hulle gestabiliseer kan word, gerehabiliteer word, gekondisioneer word en uitgeplaas word, sodat ons weer plek kan hê vir die volgende perde wat inkom. Want dit is 'n deurlopende stroom. Herman, hierdie uitplasing, wil jy iets doen soos
adopt a dog of adopt a chicken of something like that. Dit ook. Ek dink daar's genoeg liefhebbers daar buite en daar's nog nie regtig gesukkel om enige perde geplaas te kry nie. Die probleem is jy kan hulle plaas. Ek meen hulle kan by 'n boer op sy plaas gaan by as veldmerries vir alle praktiese doeleindes. Of jy weet wat ook al die behoefte is. Maar hulle gaan nie weer misbruik word nie, dis verseker. En ons moet hulle ver genoeg weg vervoer van die bron van die probleem af, dat daai perde hulle veiligheid het, want onthou nou, daai mense wat daai perd in die grond ingedryf het, hy voel asof hy nou te nagekom is, want sy bate is van hom af vervreem, ongeag hoe sleg hy die arme dier behandel het nie. So nou moet ons gaan en ons moet gaan sê, wat kan ons doen om daai perd, nommer 1, soos ek al die implikasies genoem het wat nodig is, maar ons moet daai perd vat na waar hy veilig is. Maar want daai mense wie se diere dit is, die oomblik as hulle agterkom en nou het hy weer 'n gesonde, goeie sterk dier, dan soek hy vir hom terug. En jy kan dit nie weer aan hom toe vertrou nie, want jy gaan oor en oor dieselfde nalatenskap hê vir die perd. Okay. Alright Herman, wat ek sal doen is, ek sal die kontakbesonderhede vir die mense in die beskrywing van die video sit, en dan sal ek ook die kontakbesonderhede in 'n pinkomment in die kommentare sit. So as mense jou wil kontak of en as hulle wil donasies maak, daar is nou 'n trustrekening blykbaar opgerig daarvoor. Die besonderhede is daar dat die mense kan oorbetaal na die trust toe. Ja, vir my, ek het 'n lang geskiedenis met perde. My pa het perde geleer vir mense as 'n stokperdjie. So en toe ek nou eers so groot is dat ek nou van nut is, moes ek maar die groen perde ry, weet, en so ek het baie keer in my lewe my gat afgeval en so, maar jockey. Ja, ek het 'n baie besonderse band met perde. En dit is ook hoekom ek my kinders dadelik gesê het, nee, ek gaan nie vir julle perde kry, want kyk ons na hulle personalities en so, hulle het nie die personality om mense verstaan nie hoeveel aandag het 'n perd nodig nie. Hulle verstaan dit. Absoluut. Daai perd is nie net, jy weet, hy's nie net 'n dier, dis nie soos 'n bees wat op die loop. Daai perd, ons het perde gehad. In die môre as die son uitkom, dan begin hulle te roep daar van die stalle af, jy weet. Soek hulle nou moet jy kom kos gee en jy moet kom roskam en jy moet, jy weet. En wortels wys. Ja, en jy moet nou gesels en jy moet nou met hulle, jy weet, werk, jy weet, hulle eis aandag. Herman, ek gaan met groot liefde doen ek hierdie en ek sal ek neem aan ek sal dit by môre kan publiseer. Heeltemal reg nou vriend. Ek waardeer dit opreg en dit wat jy vir die gemeenskap doen oor die algemeen, vir die mensdom en vir die boervolk en vir die belanghebbendes en behoudendes, is jy nou besig om deur te trek na die liefde vir perde toe en diere toe, wat ek weet jy het. Ek weet hoe lief is jy vir jou honde en jou diere. So daarom het ek die vrymoedigheid om vir jou te vra asseblief, en ek waardeer jou besorgdheid en betrokkenheid in hierdie projek, en ek wil graag vir een en elkeen van elke persoon wat hierdie boodskap luister, julle is welkom, julle kan my persoonlik kontak as julle wonder oor die bona fides van die projek, want daar so baie bedrog en so baie misbruik van goeie bedoelings, dat ek kan myself op die spel stel vir julle om te kontak, en julle is meer as welkom, behalwe hierdie program, kan julle direk met my kontak, of stuur vir my 'n WhatsApp SMS of 'n ding, en ek ken daai hond hoor, maar hoe gaan dit met hom? Nee, het gaan baie goed met hom, hy begin nou man word, en ja, jy weet, hy is nou by die seentjie dinge verby, hy is nou by die teenager verby, hy begin nou 'n man word. Hy kou nou nie alles stikkend nie, hy is bereid om het stikkend te byt. Ja, wat vir my opvallend was van hom, ek meen, hy is heeltemal anders, ons het nooit grou probleme met hom nie, hy kou nie die goed nie, jy weet, hy byt nie die reiling en by die tafel se pote, en hy doen nie sulke dinge nie, hy doen dit net, en hy is vreeslik metallig,
maar hy het 'n streep in hom, like Herman. En ek meen, ek het al hard met hom gepraat en so, maar ek het nou maar net aanvaar, dit is nou maar deel van hy, en ons moet nou versigtig wees as die mens is. Hy like het om jou op te staan. Maar wat interessant is, hy sal nie opstaan teen jou nie. Hy staan op, jy voel hom nie op jou nie. Jy weet, gewoonlik is hond, hy wil eintlik die oor vasdra. Hy doen dit nie. Hy staan basies op sy eie, maar hy like het om op te staan. En dit is wat nou vir my snaaks was van hom, maar jy weet, elke hond het mos maar sy eie karaktertrekke en eienskappe, en wat vir my van die hond, wat my van hom nogal gefascineerd het, is as hy eekorings vang. Like Herman. Hy gryp baie eekoring en gee hom net so een oordentlike byt in die kop en sluk hom in. My vrou het amper blou geword toe sy dit sien die eerste keer. Ek hoor hierdie gegille geskree buite en ek hol uit, ek dog hoor, ja, hier's nou groot kakkie buite. Verduidelik sy vir my wat die gebeur. Ek sê Poppy, dis sy natuur, los hom uit. Ten minste hoef jy nie uit weer eekoring te gaan begrawe nie. In elk geval, so jy weet, hy het maar sy eie personality, maar hy is regtig, hy is so lieftallig en ek wil weer 'n keer vir jou dankie sê, jy het baie moeite gedoen om by my te kry, hoor, tussen jou en Paul het julle vir my 'n lifeline gegee, want ek was op 'n stadium van my lewe gewees, wat ek gedog het, okay, ek is klaar, ek gaan nie weer honde hê nie. En toe kom hierdie ouetjie, en van die woord go af. Maar Herman, wat mense nie besef nie, Colin, is enige dier is 'n langtermynverpligting. As jy moet nie dink as jy nou 'n oulike wollerige ou diertjie het of 'n pragtige filletjie, dat dit gaan sommer net hou terwyl dit lekker en mooi en cozy en snaak. Daai diertjie is 'n langtermynverpligting en die oomblik as jy daai dier vat, dan moet jy besef jy het 'n verantwoordelikheid op jou self geplaas om daai dier te versorg vir so lank as wat daai dier asem. En ons is geneig om dit te vergeet nie. So my kinders was so Jan was in die laerskool en Jacques was in die hoërskool. Toe een van my Rottweiler reëns het vreeslik kanker gekry en dit was 'n groot gesukkel. En toe die dag toe die hond moet uitgesit word. Dis reg, Jacques het al gewerk en Jan was in die hoërskool. Toe sê ek vir hulle, right, vat hom veearts toe. My vrou sê vir my, like, jy weet die veearts gaan die hond uitsit, né? Ja. Jy sê hierdie kinders, hulle dink die veearts gaan die hond treat hoor. Ek sê nee, wel, laat hulle dit maar voel. En toe kom hulle nou hier terug na die hond nou uitgesit is en so, en hulle is al twee nou in 'n staat van shock. En my broers het my vreeslik uitgetrap omdat ek dit gedoen het. En ek het nie eens geantwoord nie, want my pa het vir my gesê, die eerste keer toe my pa perd moet skiet, jy weet nou, hy grou die sloot met die back actor, en toe gee hy vir my die teels van die perd, en ek lei die perd, hy sê vir my, nou vat jy hom onder in die sloot. En ek stap, die perd stap my saam, hy trust my mos man. Ek stap met hom onder in die sloot in, en hy staan, en my pa kom van die ander kant af om, en hy kom staan, ek hou die teels vas, en hy sit so gun hier by my kop verby, teen die perd sy kop, en hy drop uit perd. Yes! Ek het amper geval saam met die perd. Ja, en Colin, is verskriklik as jy so goed wil. En toe ons daar, jy weet, toe hy nou die perd klaar toegegooi het en begrawe het, toe staan ek nou daar in skokkoor. Toe sê ek, Colin, jy moet nou een ding baie goed verstaan. As jy eendag wil diere aanhou, moet jy verstaan dat jy moet bewus wees daarvan, dat daar gaan 'n dag kom wat jy vir daai dier moet doen wat hy nie vir homself kan doen nie. En as jy dit nie kan doen nie, moet jy nie diere aanhou nie. Ja. Weet jy, Colin, aan die hand van daai, ek vertel graag vir jou 'n vinnige perde storie en ek gaan dit nie lank maak nie, en 'n vinnige honde storie. En altyd was vir my ewe tragies. Ek so laaitie was ons ek daar in Volksrus omgewing naby Charlestown distrik het ek altyd vir my oom op die plaas gaan kuier toe ons in Newcastle gebly. En ek was vakansie op vakansie het ek 'n plaaskind geword hoor.
Ek was die hele tyd daar. Ons het perde blootsgery. Ons het perde, man, dit was hemel op aarde. En ek sien eendag daar onder in die vlei lê daar so 'n donker kol. En ek besluit ek gaan afstap en kyk wat dit is. En ek stap so af en toe ek daar kom, toe sien ek my en hierdie perd been gebreek. Hy kan nie loop nie, niks nie. Toe het hy in 'n erfvatgat getrap en sy been gebreek en daar lê die perd. Kan nie beweeg nie, hy is alverloos. Ek gaan na my oom toe, ou dierbare oom, Italiaaner, hy was sy Italiaanse kruisgevangene gewees in Suid-Afrika met tannie getrou het. Tannie gratis en sy naam is Ezio Latanzio, lieflike ou mens. Latanzio, ek ken hulle. Ja, dis my oom. En tannie gratis en hulle kinders en almal, hulle het daar in die Charlestown district geboer. En maar in elk geval oom Ezio sê vir my, gee my sy 38 special. Nou moet jy weet ek so laaitjie van so 10, 11 jaar oud nie. Ek gee my die 38 special, hy sê gaan skiet hom so en hy sê trek die streep so en dan skiet jy hom. Jene my maat, ek stap daar af, ek weet nie, ek is nou gedienstig, ek stap af met die 38 special, hy verduidelik my ook my vingertjie oor die nie op die sneller moet hou nie, en net as ek die perd skiet. Jong, ek kom by daai perd, maar toe daai perd vir my lê met daai ronde oog, en hy kyk vir my so hulpeloos. Toe draai ek weer daarom, en ek gaan terug na die oom, ek sê nie oom iets, ek kan nie hierdie perd skiet. Ek het nie dit in my nie. En hy het nou die perd gaan verlos uit sy pyn en sy lyding uit. En ook toe so toegegooi en begrawe dit, maar dit het my gevoel of ek doodgaan saam met die perd. Dit was glad nie lekker nie. En 'n ander geval wat ek gehad het met 'n hond is ek het vir my kinders honde gekry toe hulle jong laaitjies was. En pragtige diertjies man, pragtig. En nou jy weet hoe as jy jonk, as jy hond, as jy inry by die erf, dan hulle uitbundig en hulle is bly om jou te sien en die perde waai en alles. En almal is so om die kar, nou kap ek hom so stadig aan na die garage toe. En daar kom een hondjie om die draai, maar my maat open toe. Jy weet hoe maak 'n hond as hy op spoed is, hy het nie brieke nie. En hy land onder die kar se wiel. En ek voel ek ry oor iets. My maat, ek stop net daar, dit voel of ek so rit en skit die ding. En toe sien ek is die kind van my se hond. En ek kyk toe, ek inspekteer hom, hy lyk nie vir my asof hy seer is nie. Toe ry ek oor sy buik met die wiel, maar ek het sy diafragma stukkend gedruk met die ingewande. En dit lyk toe asof dit so hier by die sitvlak wil groepeer. En ek en my kind is dadelik in die kar, ons vat die hond veearts sê, luister, hierdie hond se diafragma is geskeur, daar is nie 'n manier wat ek het kan opereer nie, ek kan niks doen. Ek gaan hierdie hond nou ongelukkig moet uitsit. Hy sê, maar fisies is daar niks gebreek nie, daar is niks stikkend of seer of niks nie, dis net die diafragma van alles agter laat uitloop. En hy sê toe, hy gaan daai hond daar uitsit. Weet jy, ek en daai kind van my het in mekaar se arm snot en trane gehuil oor daai hond. Omdat ek vir hom soveel verdriet veroorsaak het vir hom, vir my kind en vir die hond. En hy, omdat hy 'n maatjie verloor wat vir hom lief en dierbaar is. En dis hoekom. Dit is as dit kom by honde en perde en as dit kom by diere oor die algemeen. Weet jy, dan moet jy asseblief nie na my toe kom. Jy gaan nie my vriend wees as jy hulle seermaak nie. Dis nie hoe dit werk. Herman. Maar Ja. dankie vir jou tyd en jou geleentheid. Ek waardeer jou verskriklik baie. Jy's 'n lief en dierbare vriend en dankie wat jy vir almal beteken. In elk geval. Dit was nou 'n goeie een. Ek sal dit nou verwerk vanaand en dan sal ek dit nou môre publiseer en jou op hoogte hou daarmee. Ek Dankie waardeer vir jou. jou, dankie vir jou liefde en omgee. Nou, is 'n groot voorreg.